die woord van die 5 glase en 5 wyse water. En God het aan my gewys, want ek het gedrink die 5 glase, dis die mense in die kerk by my. Want hulle het nie laat gaan, hulle het olie gaan, so hulle is in die kerk, maar hulle het die kerk bygewoon. Die 5 wyses het olie saam met hulle gehad. En Jesus het hulle geken. Nou het die onderskeid gekom by my. Wat is die olie? Die olie is die Heilige Gees. En wanneer ons saamkom, en ek eenheid God aanbid, dan vul hy ons met sy Heilige Gees. Met die olie, hy vul ons. Daaroor ek wil in vanoggend vra. Here my God, en Jesus daar klaartjie, vul ons oorvol met die Heilige Gees. Vul ons oorvol, Here, waar die olie uitloop by ons. Want Jesus sê, julle is die lig vir die wêreld. Julle is die lamp. En ons het olie nodig. En dit is die olie wat ons nie kry. Geen ander plek, hier in die kerk, met ons samenkomst. Ons moet nie die onderlinge by die eenkomste misloop nie. Halleluja, dank u wel. Toe Jesus hang op Golgotha, ken jy dit was November? Toe dink hy aan jou en aan my. Ander, jy sal dit ook seker ken. Daar is 'n pragtige lied. Toe Jesus hang op Golgotha, toe dink hy aan Emilia Swanepoel, aan Sonja van Straten, aan Elsie, aan elke een van u wat vanmôre hier is, het hy reeds in gedagte gehad toe hy gesterf het aan die kruis van Golgotha. En nogmaals herinner ons as gelowiges net weer aan 'n groot prys wat Jesus vir ons betaal het. Die wêreld sê ook, ja, Jesus het gesterf vir ons sonde. Hier is 'n sondaar, res, gered deur sy genade. As jy na my kyk, genade op genade. So ons kom vanoggend by mekaar en vir die Here dankie te sê vir die prys wat hy vir ons aan die kruis van Golgotha betaal het. En dit is 'n instelling. Dit is nie sommer net uit gewoonte uit nie. Dit is 'n heilige simbool, 'n heilige simboliese sakrament wat weer net ons kan kom om Jesus se dood te herdenk. Ja, ons het nou al so baie keer gehoor, maar ja, ons gaan dit nog soveel keer hoor, want dit is waaroor nagmaal gaan. Baie mense sit aan die tafel van die Here en het regtig nie eers 'n idee waaroor dit eintlik gaan nie. Die simbool, die sap, is 'n simbool van Jesus se bloed wat vir ons gestort is, sodat ons vanmôre regverdig, vlekkeloos, sonder sonde voor hom kan staan. Ek is nie regverdig omdat ek so fancy of so smart is nie. Ek is regverdig, u is regverdig gemaak deur die bloed van Jesus Christus. En daarom kom ons vanmôre om vir hom dankie te kom sê. Selfs hierdie cracker wat ons neem, die broodjie wat ons neem, ons weet, dis 'n simbool van Jesus se liggaam wat vir ons vermink en verbrysel was aan die kruis van Golgotha. Baie mense dink, "Ag ja, hy was met 'n sweep geslaan 39 houe." Weet julle wat in Jesaja sê, hy was so vermink en hy was so verbrysel dat 'n mens hom nie eens kon herken nie. Selfs Vader God het aan die kruis van Golgotha se gesig weggedraai, want hy kon nie aanskou die lyding en wat sy seun deurgemaak het vir jou en vir my. So ons kom net om dankie te
sê, om in herinnering te bring. Ek dink ek het een of ander tyd gepreek oor die hele nagmaal aspek en die mediese aspek rondom Jesus se lyding. En ons is die graf te loop, in die begrafplaas, dis nou nie 'n plek wat ek ooit kom of liefes voor nie. Dan sal ons altyd sien, in loving memory of. Die ou kan maar hoe naar gewees het, of die vrou kan maar hoe naar gewees het, maar dit is altyd in loving memory of. Maar hier staan ons vanmôre, in loving memory of what Jesus has done for us. Jesus het op 'n plek gesê terwyl hy saam met sy mense geëet het, en voordat hy die gesê het, hy die brood geneem en gedank, het hy vir sy disippels gesê, dink aan my. En hulle het nie verstaan nie, maar vanmôre kyk ons terug en ons dink aan hom wat het vir ons gedoen het. Was dit nie vir Jesus nie, dan was nie een van u of ek vanmôre hier gewees nie. So ons dink, dit is 'n onthou-ete, eintlik. Onthou wat Jesus gedoen het. En dit is 'n geleentheid waar ons net weer van God kan kom sê, dankie dat u my vergewe het, dat ek gewas is in die bloed van die lam, my sondes is vergewe, ek het vergifnis, daar is geen veroordeling meer vir ons wat in Christus Jesus is nie. Maar is ook 'n tyd waar ons weer onsself moet ondersoek voor die Here. Dit moes al by die huis gedoen gewees het, al gisteraan of vanoggend, voor die kerk toe gekom het. 'n tyd van in onsself kyk, is ek volmaak? Nooit. Maar ek kan sê, Here, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak. En ons sê altyd, hierdie is nie die tafel van die lighuis, AGS Gansbaai nie, dis die tafel van die Here. Daar is net een voorwaarde wat kwalifiseer dat jy vanmôre deel kan wees van die liggaam en die bloed van Jesus, en dit is, jy moet weergebore wees. Jy moet Jesus Christus in jou lewe ingenooi het. Anders moet jy dit nou doen, voordat jy die nagmaal gebruik. Want as jy die nagmaal gebruik, en jy het nie dit gedoen nie, pas op heel wat sê die woord dan, jy drink 'n oordeel oor jouself. Korintiërs sê daarom 'n klomp al ontslaan, daarom is mense dalk al voor die tyd al dood gegaan al. Kom ons kyk in onsself vanmôre. En sê Jesus, as ek gefouteer het, vergewe my. En kom was my skoon in die kosbare bloed van Jesus, sodat ek kan kwalifiseer om vanmôre te kan gedenk en te kan herdenk die prys wat u vir my betaal het. Here, ons dank u vanmôre. Ons loof u vanmôre. Was ons ook nie skoon met u heilige bloed, sodat ons 'n rein hand en met 'n rein hart vanmôre kan aansit aan u tafel. Maak ons waardig om dit te gebruik tot lof en eer van u naam. Amen. Woord sê hy die brood geneem, nadat hy dit gebreek het, het hy dit aan sy disippels gegee en gesê, neem en eet hiervan, want dit is my liggaam en doen dit tot my gedagtenis. En net so ook na die brood het hy die beker geneem. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en hy sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort is. Dankie Jesus, dat ons môre kan deel hê aan die tafel van die Here. Here, ons sê vir u baie, baie dankie. Soms wanneer ons in teenwoordigheid kom en 'n gees van lofprysing en aanbidding is so vaardig, dan voel ons self so onwaardig. Maar u het ons waardig gemaak deur die bloed van Jesus.
En ek wil vanmôre sê, worthy is the Lamb that was slain for me. Dankie Jesus, dat U die pad gestap het, tot op Golgotha. U kon maklik gesê, ek sien nie kans nie. U tot die einde toe die pad gestap, sodat ons U navolgers kan wees. Vader, waar ons môre hierdie gaan aansit aan die tafel, die brood wat 'n simbool is van die liggaam wat vir ons gebreek is, die sap wat ons gebruik wat 'n simbool is van U bloed, Here. U woord sê, wanneer ons dit eet, dan eet ons van U vlees, wanneer ons dit drink, dan drink ons van U bloed. Dankie dat U ons waardig gemaak het om dit te kan doen. Word verheerlik in Jesus naam, terwyl ons dit gebruik, en ons gee aan U al die lof, en al die eer, in die naam van Jesus. Amen. Neem en eet. Baie dankie vir U wat help om uit te deel. Vader, baie dankie dat ons dit kan neem in geloof. Hierdie brood is 'n teken van U liggaam wat vir ons gebreek was, sodat ons gelukkig en geseënd en gesond kan wees. En ons vat dit nou en ons sê vir U, dankie Jesus vir U liggaam wat vir ons gebreek is, en ons eer U daarvoor. Ons vat ons broodjie. Baie dankie Jesus. Dankie Here vir die teken wat 'n simbool is van U bloed. Here, daar is krag in U bloed. Daar is oorwinning in U bloed. Daar is genesing in U bloed. Daar is voorsiening, daar is deurbraak, daar is guns in U bloed. Want die prys is klaar betaal. En ek dank U Here dat U bereid was om die pad uit te stap. Dankie dat ons môre kan deel hê aan U dood. Maar dat ons ook weet dat U lewe en U het opgestaan en die lewe is in die bloed. En ons vat dit vanmôre met danksegging in Jesus naam. Dankie Here, het gesê dit is volbring. Die prys is klaar betaal. Ons doen dit tot U gedagtenis en ons dank U vir deurbraak, seën en oorwinning. Amen. Ek het die kans gehad hierdie week om vir enige iemand te vertel waaroor wat my tema is, en ek dink ek het op 99 vir Johan die tema deurgegee. So daar was die tyd om vir Bernard te sê, hoorie so, dit is waaroor ek praat vanoggend hier, soos ek gewoonlik met die Adrie doen. En van die songs was so in die kop gewees. En dit is nie vooraf afgespreek nie, en dit sê net vir my, Here het 'n ding vanmôre. So en ek dink hierdie sang van vul ons huis met die glorie, vul ons met die glorie, vul ons met die teenwoordigheid, moet 'n daaglikse gebed vir ons as kinders van die Here wees. En dit staan nog glad nie in my notas nie, ek het nou ingeskryf terwyl Bernard gesing het ek dit ingeskryf, en ek voel net dat om dit net 'n klein dorp te sit, van as hy sing, vul ons huis, dis nie die kerkgebou nie, vul ons huis. Want jou liggaam is die tempel van God, as jy dit nog nie geweet het nie. So ons sing eintlik, kom Here, kom vul my, kom vul die Unspannable met die glorie, kom vul U huis met die teenwoordigheid. So dit is net 'n ekstra flits gewees. So, hy ken jou naam. En as ons in 'n winkel is, moet nooit dink ek is op 'n skof as ek my ma roep nie. Want as ek sê ma, dan gaan al die ma's omkyk. So ek sê Emmy en dan kyk ek my ma om. So die oomblik wat iemand jou naam noem, onmiddellik respond jy. Vra maar vir Juffrou Marita, as haar kinders in die klas omdraai en gesels en hulle gee haar nie 'n kans nie, en sy sê, Flippie, sit stil. Wat se impak het dit op daai kind as jy sy naam noem? Of daai impak op 'n persoon as jy sy naam noem? So, kom ons kyk gou so 'n bietjie terug. Dit is nou 'n ander storie, 'n ander kant wat ek vanoggend wil omkom.
en vir julle vertel van, as ons so 2000 jaar terug op die strate van Jericho vandag moet stap, en wat gaan u sien? Jesus het nou net nie verbygekom, so wat gaan ons sien as ons op die strate van Jericho gaan stap? Ek dink ons, dit is nou weer onthou, ek sien in prentjies. So ek sien, hier lê 'n bottel verbande, daar lê 'n kiwi, daar staan stretchers, daar is 'n klomp krikke wat daar lê, want Jesus het nou net nie verbygekom. Sien jy dit? Want ek sien dit so, waar Jesus verbygaan, daar gebeur iets. Dinge is nooit meer dieselfde waar Jesus verbygaan nie. Mense verander, situasies verander, omstandighede verander wanneer Jesus daar verbystap. Waar Jesus verbygaan, lyk dinge nooit meer dieselfde soos wat dit 'n rukkie terug gebeur het nie, of gelyk het nie. Wanneer Jesus deur 'n dorp stap, net sy teenwoordigheid is daar 'n groot ontwrigting in wat veroorsaak word. En ek dink selde het Jesus undercover rondgesneek en op die strate van 'n dorp, want ek dink die oomblik wanneer die mense hom gesien het, want sy reputasie het voor hom uitgegaan. En onthou, in daai tyd is ek seker dat mense het spotters oral gehad. Ek sien baie spotters partykeer hier langs die pad staan van wanneer kom wie aan. Maar daar moes spotters voorgestaan het om te wag vir wanneer kom iemand om in te val, iemand om harm te doen aan die dorp. So ek dink die oomblik wat die spotters gesien het, ek is seker hy is Jesus. Het hy 'n boodskap gestuur en sê hardloop vinnig na die dorp toe, want Jesus is op pad. En onmiddellik het die mense waarmee hulle besig was, onmiddellik het hulle aandag getrek, want Jesus is op pad. Jesus gaan nou nie verbykom, en hulle was op aandag gestaar. En daar is 'n paar voorbeelde wat ek kan gebruik. Onthou u die verhaal van in Kapernaum, waar die verlamde man se vriende so desperaat was vir hulle vriend om gesond te word, dat hulle die dak ook gekap het. Here help ons. Ek wil sulke vriende hê. Sulke vriende, wat die oomblik wat ek val, my opdrag en sê kom, ontvat jou saam na Jesus toe, want wanneer Jesus verbykom, dan gaan dinge in jou lewe verander. Onthou nie, in Jericho, die bedreigde poortdorp, het Jesus gestop en die sig van 'n blinde man het hy aangeraak en geherstel. Die lewe van die tollenaar Saggeus was nooit weer dieselfde nadat Jesus verbygegaan het en sy lewe verander het nie. So kom ek vat dit nou en dan dink jy vir my, as dit is nie Bybelse tyd. Ek dink nie dit gaan veel impak maak op ons lewens nou nie, maar kom ons bring dit terug na ons toe. Toe Jesus verby ons gekom het, hoe drasties het ons lewens verander? In ons lewens maak Jesus alles nuut. Jou inkyk verander oor die wêreld. Jou praat begin verander. Jy is nie meer Wimpie Jakob wat jouself jammer kry in die hoek sit nie. Jy staan op boldly, want Jesus het jou verander. Jesus het jou hele wese verander. Alles verander in jou lewe. Alles verander, maar Jesus nooit. En ek dink amper dat ek dit vanoggend ook so saam gesê, van dinge rondom jou verander, maar God bly dieselfde. Is dit nie awesome nie? So ek wil vanmôre 'n baie goeie voorbeeld uithaal van iemand. En julle gaan sommer dadelik weet as ek begin vertel van hom en sy agtergrond van wanneer ons van mense praat en ja, ons doen. Dan wil jy ons eers gaan uithaal om te sê, yes, ek julle gesien, daai ou is die slegste van slegste. In die oë van die mensdom was hierdie man so sleg. Mense het hom gehaat. Hy was die hooftollenaar. Hy het vir SARS gewerk, en wie hou van SARS? Come on. Hy was 'n ryk man, hy was hoogs bekwam, hy was doeltreffend aggressief in sy besigheid, hy het gesteel, hy het gelieg, hy het mense afgepers. En dis nie uit my eie woorde nie, dis wat die woord sê. Hy was ongewild en bekend vir afpersing, en hy was as 'n verraaier beskou.
Die skare het hom as 'n onherstelbare sondaar beskou. Hoeveel mense opinie oor u? U is onherstelbaar, u is die slegste sondaar wat daar is, daar is nie hoop vir jou nie. Maar toe hy Jesus eventueel ontmoet, vind daar 'n transformasie plaas in daai man se lewe en hy verander van greed to profound generosity. Dit is soos 'n onthou ek het so regtig gepraat oor transformasie, want 'n transformasie in jou lewe plaasvind, dan is dit 'n permanente verandering wat plaasvind in jou lewe. So kom ons kyk wat gebeur in die lewe van hierdie man toe Jesus verbygaan. Hierdie man van wie ek praat is die welbekende Saggeus. Wie ken vir Saggeus? Of al gehoor van Saggeus? So, ja, ek het nog nie geken nie, maar ek het 'n paar vrae vir hom en ek kan jou kom. So, die van iemand die Bybel vanoggend hier het, kom ons blaai na Lukas 19, vanaf 1 vers tot vers 10, so ons kry almal van die van u wat nog nie die woord hierdie week gelees het nie, kry gedagte. So vers 1 sê, en hy het in Jericho gekom en daar deurgegaan. En daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar van wie die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek wil vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4 dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar vir jou redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Tot daartoe. So wat ek wel sien in hierdie welbekende gedeelte, is daar 2 belangrike goed wat my uitstaan. Eerstens, Jesus het tyd vir jou. Nou dink jy, waar sien jy dit? Nou as ons teruggaan na vers 1 toe, sê dit, dat hy in Jericho gekom en daar deur gegaan. Hulle sê nie daar, dat hy het geoornag of vertoef of iets. Hy wil nie daar deur gaan op pad Jerusalem toe, vir sy volgende mission. So, as gevolg van 1 persoon, het Jesus gaan stilstaan en Jesus het tyd gemaak. Jesus was op pad Jerusalem toe en sou net deurgegaan het. So sien hy vir Saggeus en besluit, wel, weet jy, ek gaan 'n bietjie vertoef en want dit is 1 persoon se lewe wat verander kan word. En ek sê altyd as ons op 'n mission trip gaan of waar ons is, al is dit vir 1 sondaar wat tot bekering kom, wat Jesus in gees en in waarheid aanneem, is dit alles die moeite werd. So Jesus sê hier, ek het tyd vir jou, maak nie saak wat nie. Jesus het nie gesê, kom af, want ek het tyd om te doen, en het haastig gedoen nie, maar Jesus maak tyd vir Saggeus, om so met hom te spandeer. My punt nommer 2 is, dat Jesus ken jou naam. Die woord, daar is verskillende skrifte wat praat oor, dat hy ken jou naam, hy het jou naam geroep, jy is syne, maar die voorbeeld wat ek wil gebruik, is in vers 5, wat sê, en toe Jesus by die plek kom, kyk hy op, en sien hom, en sê vir hom, en ek dink nie, ek sê, Saggeus, klim af nie, ek dink hy het nou autoriteit gesê, Saggeus, klim af daar is 'n beter plan vir jou, as om 'n boom te sit, en alles dop te hou van 'n afstand af. Is ek verkeerd? Hy het ons by die naam geroep. Hy het gesê, Carolus, Katrina, Susan, Philip, Jopie, klim af, slaan ag op wat ek vir jou wil gee, wat jy wil ontvang, genoeg is genoeg wat jy in die boom sit, klim af en begin werk. Saggeus, maak gou, klim af. Kan jy die skok op Saggeus se gesig gesien?
waar die mense saamdrom, en as jy teen die stroom opgaan, dan kan jy nie vorentoe nie. Die mense keer jou oral, en dis wat gebeur het, en ek dink onmiddellik, dink Saggeus, wag, daaronder in die pad staan 'n boom, en ek gaan soos in daarna toe hardloop, want Jesus gaan op daai roete verbykom, en hy het sy huiswerk gedoen om te weet, dit is die my roete wat er verbykom, en wat alles daar is, want hy klim in die boom, en onthou, die woord sê, hy was 'n ryk man gewees. Nou die ryk mense het 'n kleed op 'n kleed op 'n kleed aangegaan, en hoe meer hulle rykdom was, hoe groter was hulle kleed gewees, en hoe swaarder was dit, so dit was geen van om in 'n boom te klim nie. En hy is soos 'n hardloop, en hy klim in die wilde van 'n boom, en met sy netjiese klere klim hy daarop, en Jesus gaan verby. En al wat hy wil hier sien, hy wil vir Jesus net op 'n afstand sien. Sy hele plan was, ek is so desperaat om by Jesus uit te kom, maar ek kan nie. Hy wil net opklim, dat ek hom net kan sien. En ek weet nie of hy gedink het, as hy net vir Jesus gaan sien, gaan sy situasie verander nie. Maar weet jy wat? Vers 5 sê, toe Jesus op die plek kom, toe trek een persoon sy aandag. Miskien sit u vanmôre hier, en u sit al lankal die bank net warm. Ek wil vir u sê, dat Jesus sien jou, en hy neem kennis van jou, want jy het sy aandag getrek, hy ken jou naam. Daar stem so saam. Jesus ken jou naam. In vers 3 sien ons, dat Saggeus het nog nooit vir Jesus gesien, of ontmoet nie, maar Saggeus het 'n plan gemaak, vertel vers 4. Toe Jesus by die wilde van die boom kom, toe kyk hy op en hy sien 'n man sit daar, en hy wat Jesus is, noem hom op sy naam, en hy sê, Saggeus. Ek dink dat daai ou soos in, ek? Praat hy met my? Wie's ek dat Jesus my naam moet ken? Hoeveel keer het jy al gehoor, dat na 'n diens kom ons uitgestap, en die mense sê, ja, die Here het vanoggend net met my gepraat. Wie het gehoor? Come on. Ek het al so ondervinding self gehad, maar dit is die rede hoekom ek volgende hier kan staan, is omdat iemand my naam ken, my naam geroep het en gesê, kom hier, ek het jou nodig, klim af daar, jou tyd is verby om net in die boom te sit, klim af. Ek het 'n plan met jou lewe. Vanmôre wil ek hier om stil staan en met jou praat. Wat gaan jy doen as hy met die naam noem? Hy ken jou naam. Hy weet alles van jou af. Hoe maklik. Kom ons iewers waar ons nie moet wees nie, en ons sien, hier kom 'n kerksuster aan. Kom, ek staan net gou om die draai, want ek moet nog net nie sien waar ek is en waar ek besig is nie, maar nie splits. God sien alles. Hoekom is ons so skaam as ons in die straat staan, wat ons doen wat ons nie moet doen nie, en ons steek dit weg vir 'n kind van die Here wat aankom? Hoekom is ons nie skaam vir God wat jou sien nie? Hy ken jou stryd, hy ken jou verlange, hy ken die begeertes. Hy weet dat daar tye wat jy wil nee sê, maar dinge is daar wat jou wegbring. Hy ken jou verlange vanoggend om anders te wees. Hy ken jou hoop dat jou omstandighede sal verander, en hy ken jou begeerte dat jy hom sal ontmoet. Jy weet vanmôre alles van jou af. Hy noem jou vanmôre op jou naam. Jy voel soms dat jy daar wil uitkom, maar daar is ander wat in jou pad is, soos wat Saggeus by Jesus wou uitkom, maar daar was mense wat hom geblok het. Maar Saggeus was desperaat. Hoe desperaat is ons vanmôre om by Jesus uit te kom wat hy verbystap? Hoe desperaat is ons vanmôre? Hoe ernstig is ons om 'n plan te maak om ons lewe te verander? Moenie toelaat dat mense jou blok nie. So die vraag is, hoe desperaat is u vanmôre dat die omstandighede moet verander? Dat u by Jesus kan uitkom. Vers 1 sê eintlik, ek was op pad hier verby, maar
Hy klim toe op in 'n windvyeeboom en Jesus gaan daar verby. En hy sê, Sakkeus, klim daar af, want ek gaan by jou huis kom vandag. So vanmôre wil ek sê, Emilia, klim daar af. Alma, klim daar af, want ek wil in jou huis gaan vanmôre. Sit die naam daar, waar Sakkeus is, en sê, klim daar af. Ek wil jou verander. In Marija 3 vers 4, dink ek dat hierdie man was so ernstig. Hy was so desperaat geweest. Ek dink nie eens hy het verwag dat Jesus gaan stilstaan, sy naam gaan noem en met hom gaan gepraat en gesprek gaan voer nie. Dit is so tragies dat status ons weerstand gaan weghou van mense van God af. Want o Here, wat gaan die mense sê? Wat gaan my buurman sê as my musiek nou nie meer so blaar wat nie moet so blaar nie? My bekommernis is, wat gaan God van my sê? Ek gee nie om wat mense rondom my sê van my, ek weet ons mense wat nie van my hou nie. Deel dit met die Here uit. Hy het my gemaak soos ek is. Maar kom op 'n punt waar ek kan sê, this world is not my home. I'm just a traveler through. Want God verander sake. Hy het nie 'n saak met die man langsom in jou nie. Hy stel belang in U. Trek daai lyf volgende in die cement, nie in die sand nie, in die cement, en sê tot hier toe nie verder nie. Ek gaan afklim, want ek ken my naam. Hy het 'n plan vir my lewe. Sakkeus moes oor die hekkie spring om sy status te oorkom. Sakkeus moes die struikelblokke oor te klim om Jesus te sien. Ek het al gehoor wat mense sê, ek wil die Here dien, maar ek moet iets verander. So ek gaan eers huis toe en 'n bietjie aan myself werk, om myself te vind, om te verander, sodat ek by God kan uitkom. Of nee, weet jy wat, ek het te veel sonde. Wat het nou net vertel van Sakkeus? Wat 'n lang shopping list gehad het. Of hulle sê, weet jy wat, wanneer ek genoeg geld het, sal ek die Here dien. Ek het iemand geken wat dit gesê het, waar sê, weet jy, ek het daar begeerde, ek wil so graag by die Here uitkom, maar jy weet, ek het nog nie genoeg geld nie, en dit was 'n ryk man. En hy is nie lang van hom nie, is hy die ewigheid in sonder Jesus. Want hy het Jesus gewerk. Ag, weet jy, ek het nou net my stash vir die maand gekoop, en dit is nog ons dier hoor, soos die kaptein nou staan, gaan ek nou vir die rest van die maand staan, net ons staan te raak van my stash. Wacht net oor die einde van die maand. Ek gaan nou kom, ek gaan netjies ontslaan van alles. Ek wil vir jy sê, nergens in die woord word daar beloof dat jy die dag van môre gaan sien nie. So hoe kan ons denke verander word om te weet dat dit kan moontlik die laaste kans vandag wees. En Frans, jy gaan onthou vir Donovan van 20 jaar terug. Om een aand, dit is 'n jong man in ons youth. Een aand kry ons hom wat hy by Elbras mond soos in besig met ou jongens aan. En my pa praat met hom en hy sê, Donovan, dis nie die pad vir jou nie, jy ken die pad. En hy doen dit uit liefde uit, en hy sê vir hom, ek wil net vanaand nog die nuwe jaar ingaan, saam met my pelle, en ons kuier lekker sonder my hele 3 gehad, maar dit was sy laaste praat. Daai nag, toe kry hy hom dood lê op die kruis van Elbras mond. Nooit weer het daai seer, daai jong man, 'n tyd gehad om met hom reg te maak en vir die Here te sê, Here, hier is ek wil uit my bome klim, want ek weet dat die plan vir my lewe is. Moenie dat jou opinie van God jou terughou nie. Dis juist dan, wanneer jy by hom uitkom, dit is juist dan, wanneer jy hom in gees en in waarheid moet dien. Dis juist dan, wanneer jy hom aangryp, want dan verander hy jou totaal en al, dan maak hy jou hele lewe nie. Sakkeus was 'n dief
En hy sê self dit in vers 8, gaan lees dit weer, dit is die huiswerk vir die week. Ons loop, my vraag vanoggend, en ek praat vanoggend met myself, loop ons in 'n eerlike pad met God, en 'n eerlike pad met die mense. Want dit is belangrik dat mense kan sien, dat God in die lewe is. Ek het al hoeveel keer gesê, jy kan nie 'n kerkengel wees, en dan by die huis kom, die hond skop, die kinders se ore trek, en dink, die huis is dieselfde as die kerk nie. Teen alle tye moet u 'n voorbeeldige lewe lei, wat God se hart gaan bly maak. As hy in een van hierdie dinge in sy lewe moes vaskyk, het hy die oomblik gemis, dan het hy sy saligheid gemis, dan het hy sy redding gemis, dan het hy Jesus gemis, en dan wat ek daar kan sê is, Here help my, dat ek nooit u mis nie, dat wanneer Jesus verbygaan, dat ek weet, hy ken my naam, hy wil my verander. Saggeus het Jesus gesoek, en hy het op 'n stadium gekom, wat hy nie omgegee, wat sy mense rondom hom van hom gaan sê nie. Toe Jesus hom sê, klim uit daai boom uit. Ek wil tuis gaan in jou lewe, het hy nie gedink, okay, laat ek net nog 'n bietjie hier sit, want dis lekker, dis in my comfort zone nie. Hy het onmiddellik gereageer, en onmiddellik het hy afgeklim, of miskien te afgespring. Hy het nie gesê, Here, u kan nie nou by huis toe kom nie, al die klein goedjies wat ek so aanbid, lê nog oor ons rond. Ek moet eers dit onder die bed gaan ingooi. Hy het nie gesê, Here, wag net gou 5 minute, ek is nou terug. Hy het gesê, Here, kom. Here, hier is ek, kom in my huis in. Kom, verander my lewe, totaal en al. Ek wil vir jy sê, my pa was 'n volslae alkoholist, hy was 'n druggie gewees. Hy het 'n shebeen gehad, hy het sy eie drank gestoot in ons garage, vir die mense op 'n Sondag nie, daai tyd was die drankwinkels nie op 'n Sondag ook nie. En die dag wat hy sê, Here, ek klim uit my boom uit, ek vat hier aan, verlos die Here om net so, van Mandrex, van Dagga, van sy bier, van sy drank, en hy kom in by die huis, en dit is nie dat my pa nie tekort gehad het nie, hy is in die yskas, was daar meer bier en drank in die yskas, as enigiets anders, en hy kom by die kerk, en nadat hy sy hart vir die Here gegee, en hy maak die yskas oop, en hy haal sy bier uit die yskas uit. Nou ons human harte, jy het gesê, verander, en Jesus aangenoem, kyk, gaan jy nou doen. Dankie Here, daar was 'n wag voor my ma se mond. En hy kyk die bier so, en dan het hy koppie na die broodjie oopgemaak het, en hy sê, drank, jy is nie meer by baas nie. En hy vat sy drank, en hy gooi dit in die brein af. Hy het nie iemand anders te gaan gee om te sê, jy hou nog van dit nie. Hy het 'n besluit gemaak, nooit weer, sit ek my lippe aan drank nie, want dit is 'n tempel van God. En ek vertel net wat moontlik is. Want baie keer dink mense, dit is 'n onmoontlike taak, to lay down wat in jou lewe is, wat 'n binding is. So, daar is 'n sang wat sê, en ek wil graag die woorde nog vir Bernard gee, en ek dink ek kan dit baie cool sing, is, Jesus, gee my net Jesus. Ek soek net Jesus. Onthou maar hy sang, ek dink een van die pastore in Loftal het die saal geskryf, en hy sê, net met 'n fluistering, as jy die naam van Jesus sê, gee my net Jesus. Hoe desperaat is ons? Dalk het jy hom al lank al terug ontmoet, maar so deur die jare, het het al afgekoel. Ja, ek het die Here, ontmoet ek met die Here gehad, 50 jaar terug. Dit was goed 50 jaar terug. Wat van nou? Is daar nie 'n smag, 'n verlange in die hart om net by Jesus uit te kom en net dat hy kan sê hy is die een wat ek liefhet in die môre. Amen. Vul ons huis, Here, met u glorie. Vul ons huis met u teenwoordigheid, soos hulle gesing het vanoggend. Dalk is 'n tyd
dat u weer moet terugkom om 'n ontmoeting, 'n waaragtige ontmoeting met Jesus te kan hê. Mag God gee dat die ontmoeting met Jesus nie net 'n daaglikse gewoonte raak nie, maar dat dit 'n vars en opnuut is. Daar's wat die Psalm sê, ek is nie vars vreugde olie gesalf. Wanneer laas het jy gekom om met die olie op jou uitgestort kan word by die binnekamer? Dis nie nodig om vorentoe te kom in die kerk nie. Dit gaan oor jou binnekamer, want dit is waar situasies verander, wanneer dinge moeilik gaan. Klim af uit jou boom uit. Ek wil vir julle sê dat God wil vanoggend vir julle sê dat hy wil vanoggend by jou huis gaan. Ek wil deel word van jou bestaan sien, Here. Dit is 'n keuse of jy gaan afklim. Dit is 'n keuse of jy nog 'n bietjie in die boom wil sit, want Jesus wil by jou stil staan. Hy wil nie vasdruk en vir jou sê, ek is so lief vir jou. Die ek dink dat, en ek gaan amper afsluit, toe Jesus thuis gaan, en ek het vanoggend met my ma geshare, by Zacchaeus, dink ek dat hy het Matteus saamgenooi. Want Matteus, jy sien, hy was ook 'n tollenaar gewees. En toe Jesus verbykom, toe sê Matteus, volg my, onmiddellik los hy wat hy gedoen het, en hier stap hy saam met Jesus. So het hy soveel mense al by die naam geroep. Maar in elk geval, so ek dink daai aand, toe die dinge begin rustig raak in Zacchaeus se huis, toe gaan Matteus, hy gaan sit vir hom en hy sê vir hom, weet jy wat, ek was daar waar jy was. Ek is 'n voorbeeld van ook 'n tax collector, van 'n tollenaar. Tollenaar was die ouens wat die geld in ingeholp het. En my lewe het so verander, vandat ek Jesus aangeneem het en besluit het, I will follow him. Ek gaan vir Jesus volg. Gee my met Jesus. En hy kon daar sit, en hy kon vir Zacchaeus vertel het. Want onthou die oomblik toe Zacchaeus Jesus innooi, toe was sy lewe nooit weer dieselfde nie. En dit is my gebed vanmôre, dat jy op 'n punt sal kom, waar jy kan sê, I will follow Jesus. Maak nie saak wat nie, maak nie saak wat die omstandighede wys rondom my, klim uit jou boom uit, klim uit jou gemaksone uit, om alles van die bokant af te kom, en kom terug op die grond, waar ons moet voetwerk doen. Voetwerk is nie altyd so maklik nie, om uit te gaan en te sê, vir 'n persoon wat 'n parking laat staan, wat jou trollie stoot, remember Jesus loves you, en dan kan jy die vraag tegen op hulle gesig te sien, want iemand staan stil by hulle, wat nie mense sê hulle jak nie, maar wat eintlik tyd spandeer met hulle. Ek het al vriende gemaak met Marvel en Sifo, wat die trollie stoot by die Spar, en hulle weet al, as ek soos met my omdraai, dan sê ek, do you still love Jesus? Dan sê mama vir my, oh, I love him too much. Kan jy vanoggend dieselfde sê? Oh, I love him too much. Hy het 'n prys vir jy betaal. Hy ken jou naam is in sy hand, palle ingegrafeer. Hy het 'n plan vir jy. Begin 'n slag, die padkaart oopmaak. Begin 'n slag, ondersoek wat sê die woord van die Here. Begin 'n slag, tyd spandeer in die woord van die Here. Hou op om te gaan wat mense sê. Gaan hoor in jou binnekamer op jou knieë. Eerste, want God is nie iemand wat skinder van jou mens nie. En ek het niks teen mense wat vir jy praat oor profesie of oor iets nie, maar kom op jou knieë. Kom uit jou boom uit en hy roep jou by jou naam. Hy het Moses, hy het Elia, hy het vir Jesaja, vir Jeremia, het hy almal geroep by die naam. Hy het mense se naam verander. Vanmôre kan ek kom en sê, klim uit jou boom. Ek wil thuis gaan in jou huis, ek wil soos in kom en jou vlat met my teenwoordigheid. Ek wil jou vasdruk
ek het jou so oneindig lief. Kom ons buig ons hoofde vanmôre. Klim uit jou boom vanmôre, want hy roep jou by jou naam. Hy sê vanmôre, ek wil by jou tuis gaan. Ek wil deel word van jou bestaan. Klim uit jou boom uit. Klim uit. Klim uit jou boom, Leanne. Ek het jou lief, ek het 'n plan vir jou. Jy kan so 'n planet shaker, atmosphere changer word. Dalk voel jy volgens soos Saggeus, of is jy soos Saggeus? Daar is 'n stryd in die lewe, maar ek wil vir jy sê, Jesus gaan nou hier verby. Hy ken die naam. Stel jouself in, soos wat jy die radio instel, stel jouself in, om sy stem vanmôre te hoor. Hy wil die lewe verander. Hy wil vanoggend inkom en sê, ek wil jou verander. Dan is daar obstacles wat voor jy staan. Ek wil vir jy vra vanmôre, nou nie so ook verby is, nie nou aan ontsteek. Dis die Here, ek wil uit my vorm uitklim vanmôre. Amper ek hier op. Ek wil nie meer deel wees van hierdie merry-go-round, wat so uitspin. Here sien U. Dankie vir die harte. Here sien U. Ek wil uitkom en ek wil 'n verskil kom maak in die lewe, ek in die hande laat staan. Gee my net Jesus. Dis my grootste gebed. Gee my net Jesus. Hoe desperaat is U vanmôre om Jesus in die lewe in te nooi. Om te sê, Jesus, hier is ek. Kom, Heilige Gees. Here, kom met U glorie, al U glorie. Kom verander my lewe. Ek wil nie meer dieselfde mens wees as wat ek hier ingestap het nie. Ek wil môre inkom en wil sê, kom na my toe. Almal wat moeg is. Almal wat nie meer kans sien vir die dag van môre nie. Kom na my toe. Ek het 'n plan vir jou. Mense het hulle hande opgesteek het. Wil jy vir my na vore kom? Dat ons saam nie kan bid nie. Kan ek die altaarwerkers ook hier kry asseblief? U maak die beste besluit vanmôre van U lewe. Om te sê, genoeg is genoeg. Ek klim uit my boom uit vanmôre. Here, dit is alles of niks. En ek kom my alles vir U gee. Kom, Heilige Gees. Kom vul my. Kom verander my. Ek wil vanmôre uit my boom uitklim en Jesus ken my naam. Hy het my by die naam geroep. Ek is syne. Jesus, gee my net Jesus. In 'n sagte stem, Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Here, net soos wat U ons naam ken ons ook 'n naam. 'n naam bo alle name. 'n naam kosbaar ver bo alles. Dankie Here dat U ons pad langs gekom het. Here, vir wie ek vir my, I dink U sommer uit die boom uit kom ruk. Dankie dat ons vanmôre hier kan staan. Dankie vir al wat nuwe besluite gemaak het vir U. Ek wil die naam van Jesus vanmôre uitroep oor elke man en vrou in hierdie plek, Here. Dat ons U sal ken as ons God, as ons verlosser, as die een wat ons vashou, nie net 'n spaarwiel wanneer dit moeilik gaan of wanneer ons benoud is nie, maar dat ons sal weet U ken ons by die naam. En ek wil bid dat U ons vanmôre
U dankie. Here, dankie dat U woord en die Heilige Gees vanmorgen met ons gepraat het. Om ons net opnieuw te bewus te maak, Here, ons kom in so'n tyd, Here, wat ons partykeer miskien aangeval word en dan sê die vyand, ag, die Here weet nie eens meer van jou nie. Hy ken my naam. Hy ken ons naam. En hy het ons by die naam geroep en ons behoort aan U. Here, die woord sê, niemand sal ons uit U hand uitruk nie. Dankie dat ons naam in U handpalm ingegrafeer is. Ons loof, ons eer, ons prys U. Ek bid dat U elke een sal seën, dat U krag en dat U salwing op elke een sal rus. Here, ek dank U dat ons kan lewe vir en oorwinning spreek oor die week wat kom, dat U voor ons sal uittrek, hoogtes gelyk sal maak, ystergredels sal verbreek en koperdeure sal stikkend staan in die naam van Jesus, Here, maar dat ons in hierdie week nader aan U sal beweeg, Here, meer by U sal uitkom, meer tyd vir U sal maak, Here, en dat U elke man en vrou in hierdie plek sal salf om 'n bruikbare instrument in die hande van die Here te wees. In Jesus naam, ons is nie verskilmakers, en daar inderdaad, soos die Engel gesê, we are the planet shakers, we are the atmosphere changers. Wanneer ons in 'n plek instap met die atmosfeer verander, en die duiwel wil kennis neem, dis 'n man en 'n vrou en 'n kind van God. En van ons mediese susters sê altyd, the name of Jehovah on our foreheads. Mense sien dit nie, maar die vyand sien dit. Help ons, Here, om te lewe, 'n lewe wat God tevrede stel. En ek sê weer dankie vir 'n geseënde week, en dat ons volgende Sondag hier met 'n lied in die hart en 'n groot getuienis by mekaar sal kom. In Jesus naam, ons loof, ons prys, ons dank U. Ek wil weer sê dankie Jesus. U ken ons naam. Ons loof U dat U bemoeienis maak met ons. Al die lof en al die eer aan U. Amen. Amen. Kan ons die Here met 'n hand gee? Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crowns. Jesus, have it all.